Ek was actually so 'n seun van 5 jaar oud. En dit was ek in 'n trap en tref ongeluk waar ek nou in hierdie trap en tref ongeluk die siekte opgedoen het as vir epilepsie. As gevolg van die epilepsie het op my laerskooljare nogal 'n baie negatiewe effek gehad akademies. Ek was op daai stadium graad 5. Toen was ek na die BTL skool toe in Kuilsrivier. Daar was ek vir 'n jaar in oriënterende klas waar ons moes 'n keuse gemaak het van 2 vakke wat ons moes kies: upholstery, leatherworks, panel beating en dan was dit die carpentering werk. En ek toen nou besluit op die upholstery en leatherworks. En ek was toen nou opgelei hoe om my eie meubels te design. En dis hoe ek aan my besigheid gekom het. In 1997 het ek in De Dodings, wat eintlik my hometown is, het ek my besigheidjie daar begin vanaf my ma se broer se woning en ek het die besigheidjie daar vir 13 jaar in De Dodingsbedryf ook die gemeenskap daar gedien, die landbousektor. Ek het toen nou so in 2017 het ek die besigheid in Stilbaai kom begin en van my hometown af hiernatoe beweeg. En ek is baie excited vir dit wat die Here vir ons in store het en gaan doen. Julle genoeg is nou net genoeg. Radio Fynbos kan mos nou nie op so 'n stuk in 'n stoel sit nie, of vir die Wolf Productions nie. Toe ry ek nou maar hier na Heuningkloof toe, en ek het gesien Dial Lounge is hierso, en ek ontmoet nou vir Jonathan. Jonathan, asseblief my vriend, help my net met hierdie stuk in 'n stoel. Het jy hoop vir hierdie stoel van ons? Definitief, mevrou, definitief. Ons kan nou weer nuwe lewe gee. Baie, dankie. Nou ons sit hier so by Dial Lounge en hulle is in Heuningkloof, net so entjie uit Stilbaai uit. So hoe lank bestaan Dial Lounge al? Die besigheid het ontstaan so in 2003. In 1997 het die besigheid ontstaan en ons het tot in 2003 het ons as 'n eenmanszaak geopereer. En toe het ons nou in 2003 het ons nou close corporation geraak. Later het ons 'n PTY Limited geraak in 2017 tot en met nou heidaglik. Die besigheid is eintlik op die stadium 'n private company. Jonathan, vertel my bietjie, wat maak Dial Lounge anders? Hoekom sal ek juis julle ondersteun hier in Stilbaai? Dial Lounge het die konsep van manufacturing en ook nou in tema van die reupholstering part. So baie kere gaan 'n mens vandag na 'n furniture shop toe. Jy het 'n spesiale area daar by jou woning in jou lounge of ontspanningsarea en dan kry jy nie altyd by jou furniture shop wat jy kan kry nie. Jy het byvoorbeeld miskien wil jy 'n L-shape lounge daar in hy corner in sit. En dan sit jy met die geval, wow, dit is te groot, dit pas nie in nie, maar die wat vir die Dial Lounge weet uniek maak, jy kan kom na ons toe, jy kom gee vir ons matens, ons decide oor hoe jou konsep moet wees en dan maak ons die L-shape lounge according jou needs. En die ene van die dag as hy het ons fabriek het gaan, dan gaan hy basis as custom-made en hy pas direct daar by die area waar jy hom wil gebruik in die living area. Baie kere koop mense meubels in by sommige van ons firms, dan is dit 'n kleed wat jy nie regtig te doen of met jou kleursaam skema in jou woning. By ons, jy kan jou genuine leder kom kies, jy kan jou strypblom van ons deel met sommige van hierdie suppliers nou al basis vir iets soos amper 20-30 jaar nou al. Dit is met hulle padstap so, ons kan vir jou gee wat jy verkies en wil hê. Nou ek het so 'n bietjie rondgekyk hierso en ek sien verskillende meubelstukke, maar wat maak julle alles hierso? Wat ons basiese mense kan doen, ons kan vir mense L-shape lounges maak, ons kan vir hulle 3-piece, 4-piece maak, Chesterfield sofas, dan soos ek sê, dis die lounge met ons headboards, wat ons maak, custom-made headboards, ottomans, ons kan selfs even recliners ook, ons kan dit ook maak. En dan is daar nou soos 'n gordyne, custom-made gordyne, dit kan gemaak word, maar ons verkoop ready-made curtains. Van ons suppliers waar hulle vir ons ready-made curtains gee, wat byvoorbeeld 'n drop 2.8 lank is en redelik wyd amper 2.8 wyd is. So die gordyne kan ons ook vir mense kry. En die kykers kan regtig so sien dat dit nie net is by iets kleins wat hulle hoef te bly nie, maar hulle kan regtig hier by Jonathan instap en vir hom sê, dit is wat my behoefte is
en dan kan mens sê sal die etiket van Dial Lounge werklik op al ons meubelstukke kan wees in 'n huis om so ver te gaan. Hierdie is 'n foto, 'n video wat ons maak van 'n stoeltjie wat gaan geherstafeer word. En hy is, ons skat hom so maklik 30, 40 jaar oud. En die upholstery padding is nie meer so 100% nie, maar hierdie stoeltjie kan 'n mens weer so aanloklik maak en leefbaar maak. Padding wat hulle hier gebruik het op hierdie stoeltjie is maar die oudtydse wadding wat ons genoem het. Maar ons sal dit nou weer met nuwe padding opsit, waar daar nou weer miskien extra foam padding sal kom en kyk om 'n bietjie die siekie meer bietjie rond te maak, jou armpies meer bietjie op te stop met nuwe foam. Dieselfde geld vir jou inside bek ook so. En dan sal ons miskien ook kyk om die pootjies ook net weer bietjie nuwe herlewing te gee, dat dit ook kan die eindresultate van die stoeltjie baie mooi kan maak. So lyk ons stoeltjie wat toe nou mooi netjies opgebou is met nuwe spons en hy's oorgetrek. Nou is hy weer fantasmagories, kan weer mooi gebruik word waar dit nodig is. Maar hierdie stoeltjie is oor die 20 jaar oud gewees. Soos jy kan sien met die ander inset wat ek die eerste keer geneem het, daar was maar van die oudtydse padding wat daarop was, maar ons het nuwe spons opgesit en 'n bietjie die springe versterk. So nou is hierdie stoeltjie weer baie mooi en lieflik om weer gebruik te word en nog 20 jaar te kan hou. Jonathan, as ek jou nou sou gebel het vanoggend en ek sou vir jou gesê het, weet jy wat Jonathan, ek het nou vanoggend opgestaan en ons wil nou 'n nuwe slaapkamerstel hê. Gaan jy uitkom na my toe? Gaan ek na jou toe kom? Hoe gaan ons dit doen? Wat ons gewoonlik doen, baie kere kom kliënte uit na ons toe en soms gaan ons uit na kliënte toe. Ja. En maar meeste van die tyd gaan ons kyk ons nou maar as mense sê hulle het 'n bankie wat hulle wil laat oortrek, sal ons uitgaan na hulle toe gaan doen opmetings. Vat miskien dan nog maar 'n paar sampelboekies saam en gaan werk dan nog maar vir hulle daar kwartasie uit. Soos op baie kere kom hulle na ons toe en dan sal hulle vir ons foto's bring van meubels wat hulle wil laat oortrek en hulle kom kies hier by ons showroom uit ons reekse van materiaal of genuine leathers wat hulle nou wil op hulle meubels en so werk jy vir hulle dan 'n kwartasie. Ottoman maak en soos jy kan sien ons gaan hom uitlyn in die binnekant met ongebruikte linne. En hierdie is ons houtstrakse, so dis een van die lang sye. Die enetjie het ons al oorgetrek. Hierdie lang linne wat so lyk. En dan gaan ons nou die ander enetjie so oortrek en dan moet ons nog die twee kleiner sye so sponsjes opskiet. Hierdie is nou die ander panel wat ons gaan oortrek met die ongebruikte linne. Want wat gaan gebeur as al 4 panels oorgetrek is en opgestop is met spons, dan gaan ons die boks, die Ottoman boksie gaan ons boks en dan kom jou lining in die binnekant van jou Ottoman. Sy is lengte dan skeer jy maklik af en hy sal nie in 'n ander rigting gaan. En dan wat jy doen, dan kyk jy net om die hoekies skoon te trek en dan skiet jy hom daar. Altyd maar mense spons 'n klein bietjie groter, dat jy net kan om die hout se randjie gaan. Kijk, hierdie is nou waar die Ottoman geboks is en hy's klaar uitgelyn aan die binnekant. Nou gaan ons sy finale affinishing doen. Van waar ons nou ons 2 lang panels en 2 klein panels aan mekaar gaan werk, ons sny dit en dan stik dit in en dan skiet jy hom aan en dan trek jy oor en dan is die Ottoman op basis klein, dan moet jy nog net sy dekseltjie kry, maar die deksel kom ons nou maar agterna op. Laat ons amper soos met 'n lyn werk. Dat ons einde van die dag almal hierdie goedjies moet nou opwys, op regop staan. En as jy dit las, moet jy mens kyk dat hierdie lyne ook daar langs die kante opmets, otherwise gaan dit nie mooi lyk nie. Dan lyk dit so uit verhouding net.
En dit bring my uit dan by School of Skills, wat 'n groot droom vir jou is, Ja. maar ook waar jy daardie motivering sal kan gee vir jong mense. Tel ons 'n bietjie meer van dit asseblief. Ja, dit was 'n liggaam wat ons nou laas jaar het ons dit gestig. Ek is eintlik die hooffounder. Ons is drie van die stigters, maar ek is die hoofstigter eintlik van hierdie liggaam. Dit was 'n visie wat ek het ontdek toe ek in my epilepsie jare wat ek epilepsie gehad het. Dit was altyd so vernedering as jy in 'n baas se werksplek ingestap het en hulle het jou altyd so, soos hulle sê, just the book by the cover. Dan het hulle jou so gekyk, jy is nie bekwam om hulle werk te doen nie, maar agterna baie van hulle ook besef agterna as ek vir hulle gewerk het, ek is baie meer bekwam as die wat alreeds by hulle jare pad stap. En die visie het regtig ontstaan om onze mense, daar is ook baie van ons mense, hulle is 'n plumber, hulle is 'n carpenter, hulle is 'n bouwer, electrical, whatever jy dit mag opnoem wat ambag betref. Maar baie van hulle het nie papiere nie. En toe het ons hierdie liggaam laas jaar gestig as 'n non-profit company. Die visie is nou om ons mense te vat, want daar's 'n klousule van die wet wat sê dat op arbeid dat as jy seker hoeveel jare het jy basies al soort van klaar jou papiere. En dan wat dan gebeur, jy moet dan net die ene van die dag 'n treintoets af lê. Waar jy die ene van die dag kan fisies jou papiere kry, want jou praktiese ondervinding sit vir jou op 'n level dink ek 2 of 3, afhangend van hoeveel jaar se ondervinding jy prakties het. So en ons wil mense daar kyk om vir hulle aan die hand te sê wat ons vir mense sê, ons gaan nie vir julle geld saad omdat ons 'n non-profit company sal, ons wil graag hê hulle moet kom terugploeg in hierdie organisasie op 'n manier hoe hulle voel, hulle kan sê dankie vir ons en sodat ons weer ander mense daardeur ook kan help en bemagtig en sê daai jong man, daai jong dame wat miskien eintlik 'n skill het nie, kan by ons van ons gaan fasiliteerders kry om mense te op te lei. Die visie is nou maar om te kyk hoe ons gaan befondsing kan kry later om die visie te voltooi, om die visie voluit te kan leef, om dit possible te maak, om mense really hulle droom te kan evalueer en sê dit kan 'n realiteit raak. En as mense nou op soek is na daai lounge, waar kry hulle vir Jonathan? Ons is in nommer 13, Henny Bouwer Street. Heuning Kloof industriële gebied, dit is nou in Stilbaai, is eintlik basies ons nuwe industriële area. Sy kom van Stilbaai, sal dit nou wees op die Main Road en by Gourits, Melkfontein afdraai, daar as jy daar indraai basies as jy sal jy vir Heuning Kloof industriële gebied op jou linkerkant kry. Die mense kan vir ons op Google ook gaan location kry daar om met ons miskien 'n pad te stap as hulle belangstel. En as John Johannes Damons ons met 'n laaste gedagte kan los vir die kykers, jouself uit jou hart uit, wat sou jy graag vir ons wou sê? Wat ek vandag sal vir ons kykers wil sê is dat ons het almal het God vir ons met 'n doel geskape in hierdie lewe. Nie een van ons is perfek nie, maar as 'n mens altyd die wil van die Here toelaat in 'n mens se lewe, dan is alles moontlik. En die Bybel sê altyd soos 'n mens glo, so sal dit wees. So ek sal vir hulle wil los vandag, bly positief, leef uit dit wat jy wil doen en dan sal jy sien God sal op sy tyd jou grondgebied vergroot. Maar alles begin by mens self en mens moet altyd maar positief wees en gefokus is van soos jy glo, so sal dit wees, sê die Bybel. En Revolve Productions en Radio Fynbos wil dan ook ons seën regtig van die woord van God af uitspreek oor julle. Mag julle werklik gaan van krag tot krag. Baie dankie.